dan lees ons enkele verse uit Romeine 3, vanaf vers 21 tot 31. Dit net eers sê, die eerste gedeelte van die Romeinebrief handel baie sterk oor hoe sleg en sondig ons voor die Here is. Dis nogal 'n vraag wat mense eintlik vir baie kerke deesdae wil vra, wat die wet en die sondigheid van die mense eintlik negeer. Dit so een kant toe skuif, almal weet ons maar hulle is sondaars. Die woord vertel vir ons, die wet verseker ons hoe groot is ons sonde. Romeine 1 tot 3 vers 20 handel juist daaroor. Dan lees ons nou wat daarna volg vanaf vers 21 Romeine 3. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar's geen onderskeid nie. Ons het nog steeds al die stryd gewees tussen die gelowiges uit die heidendom en die uit die jodendom. En wil hy baie duidelik sê, daar's nie onderskeid tussen die twee nie. Elke mens wat bely Jesus Christus is die Here, is die verlosser, kan gered word. Want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Daarom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordigheid, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Tog gaan kyk hoeveel keer in die gedeelte kom die woord geloof na vore. Word deur die geloof gered, nie deur wetsonderhouding ensovoorts. Vers 27, waar is dan die roem? Dis uitgesluit deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene. Aangesien dit inderdaad een God is wat sy besnede sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie, inteendeel. Ons bevestig net die wet. Tot sover ons skriflesing, mag die Here gee dat ons vanmôre elkeen op hierdie woord goed sal oordink, dat ons lewe sal insny en ons sal opnuut besef groot God se genade is wanneer ons in geloof na hom toe kom. Almagtige God, Vader in die hemel, baie dankie dat ons vanmôre die geleentheid kan hê om te kan ervaar dat U deur die Gees ook hier teenwoordig is, dat U die gasheer is aan hierdie tafel, om ons ook in ons siele te voed, sodat ons met vreugde kan uitsien na die ewige lewe, die ewige heerlikheid, wat U vir elkeen van ons bestem het, wat glo. Here, nooit kan ons uitgepraat raak, nooit kan daar voldoende geskryf word, vertel word van hierdie wonderlike verlossingsboodskap in Christus nie. Van die verskriklike offer wat U, Here Jesus, gebring het vir ons, en dan dat U ook vir ons die teken van die nagmaal gee, die wyn en die brood, om ons voortdurend te herinner aan hierdie offer. Ja, Here, ons is maar ook 'n vergeetagtige volk, hierdie verbondsvolk van U. U wat altyd getrou bly, hierdie eeue en tot in ewigheid getrou sal wees. En dan is ons so dikwels ontrou. Vervaag alles so maklik vir ons. En besef ons nie wat 'n grootse gebeurtenis dit is.
om so aan die tafel te kan sit en te ervaar die almagtige God van hemel en aarde, die skepper en die onderhouer van alle dinge, Jesus Christus ons verlosser, die Heilige Gees, is hier met ons. Raak ons dan aan vanmôre, Here, aan hierdie tafel, en dat ons sal uitsien daarna, om eenmaal in die wonderlike vreugde te kan deel, die ewige bruilofsmaal, met U die bruidegom. En dankie dat ons kan weet, dis moontlik, omdat U ons uit genade vergewe. Praat met ons vanmôre, spreek ons so aan dat ons opnuut aangegryp sal word deur die grootste verrassing ooit van alle eeue. En dat ons daaroor altyd sal jubel en juig en U sal loof en prys in die naam van ons verlosser. Amen. Broers en susters, meeste van die tyd hou ons van verrassings. Daar's natuurlik 'n bietjie slegte verrassings ook. As u nog in die bed lê en slaap en daar klop iemand aan die deur en sê ons kom bietjie kuier vir die dag en jou huis is vuil en daar's nie kos op die tafel nie. Jy moet skielik reg staan, ons kry sulke snaakse verrassings. Dan dink mense nog dis snaaks ook. Nee, lekker verrassings is wanneer jy byvoorbeeld verjaar. Kom ons sê jy word een van die groot mylpale soos 75, 80, 95, 100 of wat ook al. En jy kom skielik in die lokaal en daar's 'n groot funksie gereël en al jou geliefdes en familie is daar en hulle hou fees omdat die Here jou so lank gespaar het. Groot verrassing en jy juig saam met hulle. So kan ons voortgaan. As kinders het ons baie keer lekker verrassings gekry. Pa of ma vir jou groot persent aanbring huis toe. Dis gewoonlik, as jy gaan kyk na die betekenis van verrassing, is dit 'n positiewe ervaring wat jou bly en gelukkig maak. So is dit ook hier in Romeine, in die Romeine vertelling. Romeine 1 soos ek vir gesê het tot by Romeine 3 vers 20 is eintlik 'n droefgeestige stuk vertelling oor hoe sleg die mens is. Hoe God die mens aan sy drifte en drange oorgee. Wat 'n vieslike goed daar onder mense gebeur. Dat jy voel, daar is geen hoop nie. En dan skielik in vers 21 sê hy maar. Ek onthou die woordjie maar is baie belangrik. Iemand sal kom en sê, Jomie, weet jy ek hou van jou maar, en dan moet ek weet wat hulle eintlik vir my sê. Dit wat daarna kom, die maar, is eintlik wat dit was. Hierdie is maar net 'n sousie wat hy oorgooi, dat ek nie te sleg voel. Maar met ons almal so. Die woordjie maar kom bring eintlik eers dit wat ter saak is. Hier gebeur dit ook. Praat oor ons slegheid as mense, kan ons moedeloos maak, geen hoop gee nie. Ons kan onsself nie red nie, staan daar. Nie deur die onderhouding van die wet nie, hoor dit mooi. Daar's groeperinge wat vandag weer heeltemal terugval en wil vashou aan die wet en eintlik 'n streep deur die offer van Christus trek. Nie deur ons eie verdienste nie, nie deur afstamming nie, so daar's geen sin in om te probeer uitbepaal uit watter stam van Juda of Israel kom jy nou eintlik nie. Hier sê die woord, nie deur afstamming nie, nie deur verskonings wat ek kom maak nie, want ons moet flink met verskonings. Ja, Here, ek het dit nou verkeerd gedoen, maar U weet mos darm hoe sleg daai met my gemaak. Al moet ek hom vermoor wat die geval mag wees. Geen verskonings nie. Maar gelukkig hierdie draaipunt Romeine 3 vers 21. Maar en dan is dit die grootste verrassing van alle eeue. 'n Verrassing wat ons hele lewe deurbehoort aan te gryp. Nie 'n verrassingkie soos wanneer ek nou as kind 'n fietspresent gekry het en ek juig en ek's bly en na 'n week het ek hom stikkend gery en dit is vergeet. Hierdie is 'n verrassing wat hou tot in ewigheid. Hoor mooi. Dat wanneer ons so voor God staan, ons so sleg en sondig soos die eerste gedeelte sê, dan kom hierdie verrassing wat sê in plaas daarvan dat God vir jou en vir my moet straf, kry ons die grootste geskenk ooit. Vryspraak. Verlossing. Ons staan eintlik voor die lewende God, soos ou vuil stink bedelaars, met bakhande, en ons weet ons kan niks bring van ons kant af nie, en die volgende oomblik plaas God in hierdie bedelaars hande, die grootste skat ooit. In plaas van arm, elendige bedelaars, te wees en te bly, word ons skielik skatryk koningskinders.
En dis die grootste verrassing, die grootste geskenk ooit. Want ons ontvang gratis, genadiglik, uit genade, die skat van die vryspraak, die verlossing. Vryspraak wat hier gebruik word is natuurlik 'n regsterm. Jy weet tog, as jy in die hof is, jy het oortreding begaan, dan bestaan die word daar nou uitspraak gemaak. Moet jy gestraf word of moet jy vrygelaat word? En dan weet jy is skuldig. Jy weet jy moet nou straf kry. Jy sit eintlik en wag oor wat die straf gaan beteken, hoe lank gaan dit wees en hoe erg gaan dit wees. En dan sê die regter skielik, jy's vry, jy kan huis toe gaan. Jy kan doen net wat jy wil, jy's los vry. Wat 'n verrassing. En dat is die eerste belangrike ding om te onthou in hierdie geval, daardie vryspraak kom nie deur jou wetsonderhouding nie. Ons is vry ten spyte daarvan dat ons skuldig voor die wet staan. Ons praat altyd die teologie daarvan, jy is simul justus et peccator, dit beteken, jy is tegelijkertijd, die Latynse term, tegelijkertijd 'n sondaar, maar ook gered. Jy is dus 'n geredde sondaar. Duidelik, goed dat ons teenoor mekaar staan, dit hoort eintlik nie by mekaar nie. Maar God bring dit by mekaar. Waar ons wag op sy oordeel, dan kom God omdat hy genadige God is. En hy sê, jy's vry. Om Jesus wil, op grond van die offer van Christus, is jy vry. Die eerste belangrike ding, wat ons môre moet vas. So die tweede is, daar breek dan wanneer ons hierdie gratis, hierdie genadige geskenk ontvang, 'n nuwe tydvak aan. Elkeen van ons se lewe. Die tydvak van dat die straf en die swaar dra van die wettisisme verby is. En dat die tydperk aangebreek het van 'n Jesus-tyd, 'n tyd van genade, van wonderlike vreugde en geskenk uit God se hand, 'n tyd van die Heilige Gees wat in elkeen van ons se harte leef, en ons oortuig daarvan is, hy is ook vanmôre by ons teenwoordig, want alles word nuut gemaak. Daarom ook altyd die beeld van wedergeboorte wat by mens opkom. Dis 'n nuwe geboorte, nie 'n fisiese geboorte nie, 'n innerlike, geestelike nuut word. En die derde saak wat ons moet vashou vanmôre, die geskenk wat ons ontvang, is Jesus Christus self. Hy alleen het hierdie onbeskryflike verrassing moontlik gemaak. Hoe doen hy dit? Jy moet tog 'n bietjie gaan lees oor Romeine 3 vers 24, 26. Hy maak dit moontlik om as offer te wees aan die kruis. Hy word die offerdier in ons plek. Jy ken tog die beeld van die offerdier, waar die priester gekom het, en dan het hy as het ware sy hande op die kop van die skaap of die bok geplaas, as simboliese teken daarvan, dat die sonde van die mensdom, van die volk, op hierdie bok geplaas word, dan word hy die woestyn gejaag, dat die wilde diere hom kan opvreet, en daarom is die sonde ook sommer weg. Of hy word geoffer op die offeraltaar, daarmee te toon, so daar die bloed vloei, word hulle is eintlik skoon gewas, figuurlik gesproke, van hulle sonde. En hier kom Jesus. Hy word die offerdier aan die kruis in ons plek. Daarom vier ons nagmaal vanmôre. Daarom sit ons hier, om dit te gedenk, hierdie ontsettende wonderlike gebeurtenis, hierdie onbeskryflike geskenk wat God gee. Martin Luther beskryf dit so, hy sê, dis eintlik die wonderlikste ruiltransaksie wat daar ooit in hierdie wêreld nog gemaak is. Daar kan ook nie 'n beter een weer kom nie. Ruiltransaksie, want God kom in genade en hy neem jou en my sonde, kom neem hy oor. Neem dit op hom. En wat doen hy? En ek neem uit sy hande die geregtigheid oor. Die vergifnis, die genade, die verlossing, die redding, noem dit wat jy wil. En dit is gratis. Dis verniet. Verniet vir jou, vir my, vir elkeen van ons. Maar vir hom is nie verniet nie. Dis bitter duur.
Hy betaal vir hierdie genade wat ons ontvang met sy lewe aan die kruis van Golgotha. Dit bring ons by die laaste saak wat hy hier opper. Dit vra van ons net 'n dankbare geloofslewe. Enigste vereiste. Maar 'n belangrike vereiste. Want dan moet ons lewe klop met wat ons nou geleer het. Ek kan nie sê Christus het ek ook as 'n geskenk ontvang, ek is nuut gebore, maar ek leef soos 'n sondaar. Of ek probeer weer deur die wette die saligheid beerwe nie. Nee, ek hou nou die wet uit dankbaarheid, omdat ek 'n verloste sondaar is. Weer eens sê Luther, bedelaars is ons voor God. Dis waar, bedelaars met bedelaars hande. Maar as jy skat ontvang, dan druk ons hierdie kosbare skat aan ons hart. Want wat gebeur? Ons word skatryk bedelaars. Daarom kan elkeen van ons glo en weet, arm was ek gister, nou is ek skatryk. Vraag is net, wat maak jy nou met hierdie geskenk? Hoe beïnvloed dit jou lewe? Hoe verander dit jou verstaan van alles? Jou praat? Ag weet jy broer en suster, ek wens ons kan dit almal net hoor en dit doen. As ons hierdie skat in ons lewe het, hierdie geskenk het, en ons is so nuut gemaak. Luister tog net bietjie na wat jy self praat en sê. Gaan dink weer bietjie, waarop fokus jy in jou lewe? En ek wil nou vir dit waag om vir jy te sê, meeste van ons gaan besef, ek fokus maar altyd op myself. Ek self, I, me and myself, so Engelse sê, die onheilige drie-eenheid. Kom ons hoor hierdie woord. Nie net wat die woord dan betref nie, ons dade, ons lewe. Waarheen lei ons voete ons, waarheen word ons geneem deur die Gees van God? Nou roep die Here ons uit, as ons hierdie skat ontvang het. Mens kan tog nie stil bly daaroor. As ek nou vandag 'n nuwe kar sou wen wat so R1 miljoen werd is, so liever 'n lekker nuwe kar, nooit genoeg geld daarvoor nie. Wat gaan ek doen? Ek gaan nou hier kom trek, of jy almal sê kom kyk hierso. Joe, wonderlik. En ek gaan net die dorp rondry en kyk. Sê ek hoop julle kan nog eendag so lekker kar ry soos ek. Ek kry baie meer as dit. Ek kry die ewige lewe, die grootste skat wat daar ooit is. Kom laat ons gaan vertel. Ons moet gaan vertel van hierdie verrassing, van hierdie kolossale geskenk, wat niemand uit ons hand kan druk nie. Romeine 8 sê, niks kan ons van God se liefde skei nie. Geen gevaar of swaard, geen hoogte of diepte, geen siekte, geen magte nie, nie eers die dood nie. Want vir ewig het ek hierdie geskenk ontvang, en vir ewig is ek nou sy eiendom. Kom ons leef dankbaar daarvolgens. Amen.